Here, wat 'n voorreg is dit nie om vanoggend net hier voor U te kom nie. U is ons God en U is op die troon en U verander nie. Here, my gebed vanoggend is dat hy elkeen se hart sal gryp, met ons sal praat, Here. Ons die liewer as die lewe. U stem is die hardste in ons lewe. U is die een wat praat en ons luister. Ons het U lief, Koning van konings. Here Jesus, die heerser van hemel en aarde. Vul hierdie plek met U Gees. Vul hierdie plek met U Gees. Dankie, Here. Terwyl almal net so oë so toe is, jy kan jou oë oopmaak ook, maak jy reg saak, jy wil almal staan. As jy hier staan en jy vertrou die Here om swanger te word, net gou vinnig die maatreëls, jy moet getroud wees. Okay, belangrik. En jy moet 'n man hê. Amen. Was nogal, by ons kerk is dit nogal belangrik. Amen. 'n Man betrokke wees en jy moet getroud wees. Amen. Okay. So as daar enige ouens is wat die Here vertrou om swanger te word en in die huwelik, steek dit jou hand op, sommer daar waar jy is. Okay. Dankie. So. En wat ek eers wil hê jy moet doen is dat die ouens wat daar by hulle staan, sommer net hulle hande op hulle sit. Sommer net uitsteek na hulle toe. Ekskuus, net so my hand uitsteek na hulle toe. En ons gaan dit nou sommer so net in die net of jy staan, is reg oor en ek weet ons klomp ouens wat vandag net sommer kyk, is eers wat ek wil hê jy moet doen is, as jy seks gehad het buite die huwelik of voor die huwelik, net op jy staan, net saggies, sê man en vrou net saam, Here, ons is jammer as ons dit gemis het. Seks is bedoel vir die huwelik en niks anders nie. Net sê jou hart teenoor hom, en dankie Here, enige vervloeking wat op daai huwelik is, enige vervloeking wat ons gebring het, deur die wêreldse metode te volg, breek oor elke persoon nou in hierdie plek. In Jesus naam. In Jesus naam, dankie Here, reguit deur. Dit is so 'n skerp swaard wat net val en oopsny. En dan tweede is, as jy enige dood oor jou eie baarmoeder gespreek het, of jou man, waar jy gesê het, ag, ons wil nie kinders hê nie, of kinders is nie vir ons nie, of dit is moeilik om kinders in hierdie tyd te hê, ek gee my die volgende bid, sê net, Here Jesus, ons is jammer. U roep ons om kinders te hê, en baie van hulle. In Jesus naam, dankie, dit breek net op. En dan in die gees sien ek nou in die baarmoeder, oor die hele plek is daar nou 'n plek wat weer geaktiveer word. Ek sien 'n dooie boom wat skielik lewend word. En dankie Here, kom ons bid net lekker in tale in die gemeente net na. O, shi sarabakatera bago. Here, oor elke persoon wat die behoefte het, Here, release ons nou lewe in daai baarmoeder. En by die man, Here, in die saad, release ons nou lewe. En dit sal so 'n boom wees wat skielik omdraai, skielik uit 'n dooie tak uit is daar lewe. En is hulle deel nou, in Jesus naam. Dankie Heilige Gees. En laaste wil ek hier met 'n belofte maak, sê Here Jesus, waar is hy ouens wat wil swanger raak? Ek gaan vir jou sê wat jy nou gaan beloof, jy gaan sê, Here, ons sal soveel kinders hê soos U vir ons sê, om te hê. Okay? Kom ons wees nie sissies nie. As die Here vir jou sê 5, dan is dit 5. Maar as die Here vir jou sê 10, dan is dit ook okay. Kan julle sien, ek gaan nie af nie. Net op jy staan, sê Here Jesus, ons maak 'n belofte voor U, dat ons sal U stem volg, as dit kom by kinders. Hy sien daar's 'n blok net in die gees. As U vir ons 'n getal gee, sal ons dit hê.
In Jesus naam. Sjoe, daar trek die hemel net oop. Dankie Heilige Gees. Amen. So great. Ouens, noodgedwonge, stop sommer daar. Die basis, die wat nou nie die basis ken nie, die basis is teen die lake, maar uit 2 riviere wat eintlik uit die berge uitloop en dan ingaan. En jy kan nie 4x4 sien nie. Ek het laas keer die Isuzu bakkie, dankie Jock, versekering omgegooi. Toe ek probeer daar uitkom. So jy kan nie meer daar uitkom, jy is geflat en daar is intens baie krokodille. As ek vir jou sê, jy spot so 3 krokodille elke keer as jy oor die rivier probeer gaan, dis nou daar. Hulle spot so 3 krokodille 'n dag. So ons moet 'n boot bou. Daar's die boot. En daar's nog werk, ons nog 3 weke oor. Maar die boot is so R33,000 om klaar te maak saam met die engine. So as die Here met jou praat om betrokke te raak by dit, asseblief doen. Ek is net nie daai tipe ou wat kan rooi op 'n 22 meter boot nie. Ek weet nie, dit gaan nie werk nie. Maar daar is hulle is besig om te bou. Ons het 'n R2,000 deposito neergesit. En ek glo die Here is besig met 'n ding. Chantais het gister, ek dink oor 'n 4 meter krokodil gesien wat verby gekom het toe sy op een van die bote was. So hierdie is next level mal. Ek het gedink ek's braaf en maar ek het die een aand alleen teruggeloop, het ek my vrou 30 keer gebel dat ek het nie so bang is op my eie nie. Want ek het 'n flits gehad en toe ek by die rivier kom, toe werk die flits nie lekker nie. Toe kan ek nie sien of daar krokodille is nie. Toe moes ek sê, Here, is hier 'n krokodil? Toe voel ek die Here sê, nee, hulle is nie nou hier nie. Toe loop ek oor, maar hierdie uitreik freak jou uit. So, en enigiemand wat wil saam gaan, as jy jy wil dalk sê julle is meer as welkom. Maar as jy voel jy moet help met die boot asseblief, ja. Die gevaar is net, ek dink ek lyk die lekkerste tussen hulle almal, want die almal is sulke maar mense wat saam gaan. Ek kry hierdie week by die Here, ek deel sommer hierdie met julle, Johannes 7:12 tot 16, jy kan sien toe blaai, dit is nie op die bord nie. Hierdie week my verjaarsdag gee die Here vir my hierdie skrif en baie van julle weet, ons staan radikaal teen baie goed wat aangaan op hierdie oomblik en ons veroorsaak baie golwe. En die Here kom en hy gee hierdie vir my, maak my wakker op my verjaarsdag 2:00 die oggend en hy sê kom sit by my 20:02, ek is dan nie daar iewerste. En hy deel hierdie met my en hierdie was die grootste verjaarsdaggeskenk wat ek kon kry. In my gees sien ek Johannes 7 vers 12 blaai sien toe dat ek daar kom staan daar en daar is baie oor jou gemompel onder die skare. Nou wie glo ons 'n bietjie 'n mompel aktiveer op hierdie oomblik, nê? Nee. En sommige het gesê hy is goed en ander weer het gesê nee, maar hy mislei die skare. En 16 en Jesus antwoord en sê my leer is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur het. En net daar kry ek die grootste verjaarsdaggeskenk by die Here waar die Here net sê, hey, dis ek wat deur jou praat. Laat hulle mompel. Amen. Kyk, ek hoop jy gelukkig mompel julle nie oor ons nie, verstaan? Julle staan saam met ons. Maar daai was vir my amazing geweest. Ek wil vandag met jou gesels oor hoe staan 'n ou in vandag se tyd as 'n Christen. As jy as 'n kind van God, hoor gou mooi, wat is die implikasie daarvan? Het jy al gedink daaraan? As iemand by jou kom en hulle sê vir jou, ons kan regtig sien dat jy die Here verteenwoordig. Of 'n ander ou kom by jou en hy sê vir jou, weet jy, daar is nie regtig verskil tussen jou en die wêreld nie. Ek dink die grootste aanklag vandag is, as jy presies lyk soos die wêreld, het jy moeilikheid. As jy saamstem met alles wat in die wêreld aangaan, my vriend, dan het jy moeilikheid. Ons moet anders lyk, ons moet anders praat, en ons moet hom verteenwoordig. En as ek hierdie woorde vir jou vra, hierdie is nie 'n heilige skrifgie wat ek vir jou gee, lyk nie soos, what do Jesus do nie? Hierdie is, as God sê, jy is deel van sy koninkryk, wat is die implikasie daarvan? Wat is die implikasie daarvan? En ek wil begin om vir jou te sê, Efesiërs 5 vers 8, blaai vir my sien, dit gaan ook nie op die bord wees nie. Die Here kom en hy sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig, nê?
in die Here, wandel soos kinders van die lig. Nou hier's die ding, 'n groot ding oor die wêreld vandag, veral onder kinders van God is wat? Christene mag nie oordeel nie. Wie het al dit gehoor? Jy het 'n opinie oor iets, jy staan by iemand en jy sê vir my, ek dink jy is, jy judge. Hulle sê dit so tappetok, nê? Nou ek wil vandag iets vir jou uitkry en ek wil dit reguit vir jou sê, jy as kind van God word geroep om die waarheid te bring. Punt. Jy word geroep om die waarheid te bring en ek gaan dit nou vir jou wys. Nou, wie het mondvol hierdie week gekyk? As jy nie het nie, gaan kyk dit. Ons het 'n hele storie daaroor gedoen om vir jou te wys dat jy moet staan as kind van God. My vriend, as jy 'n pa is en jou kind slaap rond en jy het nie opinie daaroor nie, moet iemand jou in jou kop klap. As jy 'n familielid het wat homoseksueel is en jy sê nie vir hulle nie, "Hey, Boeta, die Here het jou man gemaak vir vrou, nie man vir man nie," moet iemand jou in jou kop klap. Jy's nie 'n Christen dan as jy stil bly nie. Ek wil so ver gaan as jy na 'n troue toe genooi word, 'n lesbiese of homoseksuele troue en jy gaan, verteenwoordig jy nie die koninkryk van God nie. Moenie in valse liefde dink jy doen nie. Jy doen nie. Ek is jammer. Okay, ons word geroep om die waarheid te bring in 'n tyd soos vandag. Want imagine dit. Ek kry 'n boodskap na 'n mondvol van 'n meisietjie in Mpumalanga. Sy sê Joyce of Janine of iets. Wat het sy gesê? Janine, sy het gesê Janine, ja. So dankie vir mondvol. Sy sê my leraar het vir my jare terug gesê, dis hoe die Here jou gemaak het. En uit dit uit het ek in 'n lesbiese verhouding ingegaan. Ek het getrou met 'n vrou, sy's 'n vrou, en my hele lewe is verwoes. Sy sê, maar as gevolg van mense van julle, het ek toe repent daaroor van die Here weggedraai, en vandag is ek gesond. Maar imagine ons het nie gestaan vir die waarheid nie. Nou baie keer hoor ek, jy sê jy's radikaal. Nee, ek is nie. Ek's net 'n Christen. Weet jy wat dit van jou sê nie? Kyk, maar gelukkig is jy hier, en jy kan repent vandag, en jy kan wakker word, amen? Kyk, al die ouens wat kuier vandag, julle is so welkom. En ek gaan nou vir jou teologies wys, jy was voorheen deel van die duisternis, maar nou loop jy as lig, en jy verteenwoordig die lig, en jy praat as die lig. Imagine iemand kom by my met 'n demoon en ek is so, dis maar net, weet jy. Dis maar jou troeteldiertjie. Nee, kry vir jou, kry dit nie. Of ek sê, nee, hier is nie okay nie. Dis nie okay dat jy glasie gespeel het, of whatever toe jy kleiner was, nie, of in 'n demoniese aktiwiteite was, of jouself geoffer het vir Satan, of wat. Dis nie okay nie. Want die Bybel sê dis nie okay nie, so jy gaan nou repent. Dis die vloekwoord in kerk, repent. Sommige dit sê, nee, jy gaan nou sê, jammer Here. En dan maak die Here hulle vry, want sy genade en sy liefde is groot. Maar iemand moet kom en wat doen? Die waarheid, want jy sal die waarheid ken, en sal jou vry maak. Jy sê waarheid ken as jy vry maak. En ek wil vandag vir jou sê, kind van God, dis tyd om hom te verteenwoordig en 'n opinie te hê. Jy moet weet, as jy saam met my iets doen, ek was eendag genooi na 'n jagtrip toe, en die ou koei se bok, en hy sê, ons almal gaan nou stil bly. Ek sê, verkeerde ou. Nee, jy gaan na die boer toe gaan, jy gaan hom verskoning vra, en jy gaan die prys betaal. Ek sou eerder help betaal aan dit, as ek soms met jou lieg. As jy my ooit nooi en jy kwes en jy wil stil bly, ek verkeerde ou, gee jy baie kos aan naweek. Amen. Maar daar's iets wat ons in moet begin staan, en ek wil begin met Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees nie, of wil van die man nie, maar uit God gebore is. Stop gou daar.
Glo jy dat jy uit God gebore is? Ek praat nie van redding nie, ek praat van wandel. Wat is die verskil? Die verskil is, as jy op 'n boot is, en daar's 'n storm, is jy soos, nie almal kan bly wees ek sê. Ja, maar jy sê dis arrogant. Nee, dis verstaan, dat my koning het hierdie storm gemaak, en hy gaan hom stil maak. Verstaan nie die verskil? Daar's van julle wat by maatskappye is, en die Here seën daai maatskappy net omdat jy daar is. Daar's van, ek onthou jare terug toe ek 'n jeugwerker was, jare en jare terug, het ek een keer toe vat ek verlof, en toe ek terugkom, toe roep die hoof my in, en hy sê, luister, sit gou, jy kry nooit weer verlof nie. Sê ek, okay. Hy sê, jy was 'n week nie hier nie, die juffrouens het die menere geslaan, die menere het die kinders geslaan, die kinders het die menere geslaan, dis chaos, hier was 'n demoon wat hier losgebreek het toe jy gaan, want hoekom, as ons as kinders van God in 'n plek is daar 'n verandering. Daar's lig. Maar wanneer gebeur dit? Want almal anders in die skool was wat Christene, maar bitter min van hulle het geloop in wie hulle is, en dis die verskil. Ek loop in wie ek is. Ek kan nie wag om Malawi toe gaan nie, want blykbaar is daar 'n heks wat aan almal verskyn. Ek wil hom ontmoet. Nee, Chantal bel my, nee, daar's 'n heks. 'n vrou, swart vrou wat in die middel van die aand aan ons verskyn. En sy het dan 'n paar mense verskyn, maar nog nie aan my nie. Ek verstaan nie, weet sy nie ek is die baas nie. It's baie funny, maar daar waar ons is in die berge is om 'n Sangoma te wees is nou onwet, is die wet bepaal jy mag nie meer wees in Malawi nie. Hulle het 'n ding ingebring. So daar waar ons is in die berge is waar die ouens nou is. Dis amper die laaste frontier. En is so sterk dat die locals sê vir ons nie, hulle gaan in die berge na die hekse toe, dan kry hulle medisyne, dan stap hulle tussen die krokodille en hulle raak nie aan hulle nie. Nou, as ons dit nou breek, dan eet die krokodille hulle op, so ek weet nie wat gaan ons doen nie. Die demone gaan nie as beskerm nie. Dalk vir hulle sê, alles gaan nou normaal wees, moenie meer by die krokodille speel nie, dit is net gevaarlik nou hierdie. Verstaan jy die verskil tussen ek is 'n Christen en ek loop as 'n Christen? As ek bid, breek demoniese magte. As ek bid, is daar siekte wat gaan. As ek glo wie hy sê ek is. Daar is 'n verskil tussen jou gebed en net 'n ander ou wat 'n Christen is. Ek wil dit vir jou sê. Jy wat glo wat hy oor jou sê, daar's 'n verskil in gebed. Dinge gebeur as jy bid. Hallo? Kom maar Here, hulle gaan nou wakker word. Gaan my saam na 1 Petrus 2 vers 9 en ons gaan ons 'n bietjie vashak daar. Is julle daar? 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag. Hæ? Stop gou daar. Julle is 'n en hoor gou mooi. Kom ons kry hierdie net baie duidelik. Nee? Sien die kruisie so hang, wel is nou nie hier nie, maar in 'n geval, daar is nou 'n verkeerde voorbeeld. Maar 'n ou wat nie 'n kind van God is nie die uitverkore geslag nie. Daar's twee verskillende reëls. Daar's 'n reël vir die wêreld en daar's 'n reël vir jou. Jou reëls is anders. Ja, maar jy sê wat van Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gemaak. Blaai sin toe. Kom ons sort net hierdie demoniërs uit. Jy's reg, geliefde. Maar moenie 16 alleen lees nie, lees 17 en 18 ook. Soos gewoonlik, die versie na dit verduidelik die versie voor dit. Kom ek lees dit vir jou.
Maar so lief het God die wêreld gehad. En meeste kerke hak vandag daar vas. God het lief, so ek mag nie oordeel nie. Ek mag nie vir jou sê Jesus is die weg nie. Ek mag nie 'n opinie hê nie, want jy het nie lief nie. Ekskuus. Wie het dit al gehoor? Okay. Dit ding is, man. Die Bybel sê, en ek sal sê wat die Bybel sê, want ek het jou lief. Ek haat jou reeds as ek stil bly. Hoe gaan hy verder sê? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, en dan hak die 90% van Christene daar vas. Hy het gestuur nie om te veroordeel nie. Iemand quote dit hierdie week vir my. Maar die wêreld deur hom gered te word. Toe wil ek vir jou sê, die Bybel is nie net een vers nie, chom. 18, 17, wat volg op hom is 18. En hy wat aan hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. So die wêreld is onder 'n oordeel op hierdie oomblik. Wie dink die Ou Testament is mean? Wie het al goed gelees? Jy kyk vir Dawid, hy trek 'n swaard uit. En dan eer hy die Here op pad terug. Maar kom ek skets vir jou 'n prentjie. As jy nie Jesus aanneem as jou saligmaker en verlosser nie, Jesus is gestuur om wat te doen? Die vloek op hom te vat vir jou. As jy dit nie doen nie, is jy onder daai vloek nog. So wanneer ek by jou staan, my vriend, en jy is besig met nonsens, my vriend, gaan ek vir jou sê, jy is besig met nonsens, my vriend. Ja, maar jy sê, ek is met siekte belaaid, dit en dat en dat en dat, en niks werk uit nie, en Satan vat my, en ja, want jy val nie onder die genade nie. Vir wie gaan 'n liggie nou aan? Kom ek vertel ek dit stadig vir jou. Vervloek is hy wat aan 'n kruis hang. Almal wat hom aangeneem het, is nie meer vervloek as hulle hom aanneem nie. Maar die wat dit nie doen, is nog vervloek. Jesus het nie gekom om al die vloeke op die wêreld op hom te vat nie, net die wat hom aangeneem het is skoon. So daar's 'n vrot donker wêreld daar buitekant wat radikaal agter mekaar agteruit gaan, wat van die pad af is, wat klomp goed beleef, en dan sê ons my, Joyce, maar wat nou van hierdie, en wat van kindertjies wat siek raak en dit, hulle is onder 'n vloek, want hulle ouers wil nie Jesus aanneem nie. Daar's 'n vervloekte wêreld, en net Jesus is die antwoord as jy hom aanneem. Ek kry 'n woord by die Here, en die Here sê vir my, dat die president van hierdie land, gaan hy oordeel nou. Nou wat is die vrug van ons land op die oomblik? Steel, slag en verwoes. Wat Satan se vrug? Steel, slag en verwoes. So dink julle hy is gered? Nee. Moenie vir hy sê jy is gered as jy steel, slag en verwoes en saam met dit stem nie. Moenie vir hy sê jy is gered as jy die kinders van God wil vervolg. En wie het ons parlement se rede geluister toe hulle begin? Of wat sê we want to start and we want to just honor the gods and the forefathers. We pray to the forefathers now. Nou kyk jy na Amerika, ons eer, we honor the living God, we're going to pray now to the living God in Jesus' name. 'n bietjie van 'n verskil, in die ekonomie ook, nee. Die een het die hand van die Here op hom, die ander een het soos die voorvaders op hom. Verstaan jy waar ons land is? Met ander woorde, nou, hier is nie 'n politieke ding wat ek vanoggend vir jou sê nie, maar jy moet verstaan, daar's 'n verskil tussen Ramaphosa en jou. Jy's gered. Hy steel, slag en verwoes. En hy keer dit goed en hy stop dit nie. So daar's 'n oordeel op hom. Maar jy sê jy hom veroordeel. Nee, ek het net gebid en geprofeteer wat ek sien. Dis dit die Here se werk is oordeel, nie ek nie. Jy my oordeel nie vandag nie. Hy doen. Hy oordeel tussen reg en verkeerd.
Met die vloek as jy belaai as jy nie Jesus aangeneem het nie. Dis kom die kruis daar is. Anders kan ons sê, kom ons gooi die kruis weg en ons almal dans net. Ek het die voorreg gehad om hierdie naweek wat verby was op 'n boot te wees. Op pad soontoe ry ek in Natal rond. Ek weet nie waar nie. En ek het toe die voorreg om 'n Uber drywer te hê. En toe ek vir hom vra wat glo hy, nou weet ek, die trip soontoe is 'n uur. Hy sê vir my, I believe in my forefathers and they are my gods. Ek is dus 40 minute later, my vrou het 2 keer aan die slaap gerok. Dis sê ek vir hom so, die punt is my chom. The point is my chom. That the Lord is almighty and your forefathers are dead. And before you see them die, they are weak, they are sick and they are dying. And now you pray to them, almighty forefathers. If they were gods, why are they so sick before they die? Why are they so weak before they die? They are men. They are nothing. Doen jy maar Jesus aan? Maar hier is die ding. Sy sê, jy kan nie sê nie, jy kan nie oordeel nie, jy kan nie opinie hê nie, want dan kan jy lief nie. Nee! Dis 'n geestelike klap wat jy nou kry. Jy moet 'n opinie hê. Jy deur liefde moet jy die waarheid bring. Jy moet staan op die glorie van God. Ek kan daar sit en omdat ek 'n kind van God is, wil ek hom daar hê. Hy sê vir my, sir, you're not going to believe me. Ek sê, okay. Kom met nou. Hy sê, my auntie, my mom's sister, she doesn't believe in the forefathers anymore. She goes to church and every time she takes me with. And I stand there and I say, I believe in the forefathers. And now the Lord sends you. Ek sê, yes, you sent so big white Afrikaans man. He says, this is the farthest I've driven in Uber. Ek sê, precisely, we need time. Hier is die Here om geset op. Halleluja. Maar verstaan, as jy nou 'n wanpersepsie van Christendom het, sou jy nie opinie hê nie. Jy sal hom toelaat om te wees in die sataniese woord van valse liefde. Omdat ek jou lief het, het ek 'n opinie, en omdat ek 'n opinie het, gaan die waarheid jou vry maak. Ek kan sommer net sien, julle torre is besig om af te val. Ag, ek meen, die Here is besig om jou hart te verander. Dis my verjaarsdagweek, ons whatever. Ek weet nie waar ons was nie, maar ons was op 'n lekker plek. So 1 Petrus 2, 9 en 10, julle is 'n uitverkore volk, né? En dan net langs het ek met jou gepraat, dat die Here kom, en hy sê, daar is 'n verskil, daar's ouens wat geoordeel word, dis die wêreld, jy's 'n uitverkore volk, daar's geen meer veroordeling vir julle nie. Ons gaan weer terug na 1 Petrus 2 toe. Julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, né? Kyk, 'n koninklike priesterdom, ons het nou daaroor gepraat. Amen. So glo jy dat jy koninklik is? Ja, maar jy sê, ek kom van daai deel van die dorp. Ag, gee om nie. Dorp wat? Plek wat? Weet jy wie is die ouens wat ek ken nou, wat die meeste sukkel, is die ouens wat reeds van daai deel afkom. En ons wat van daai deel afkom, was desperaat genoeg om die Here te soek. Kyk, so as jy kom en jy het bevoorreg groot geword, ons is bly vir jou, jy is op die regte plek. Okay? Maar ek wil vir jou sê, die Here het nie 'n saak nie. Hy sê vandag vir jou, hey, frikkie, word wakker. Word wakker. Jy is 'n uitverkore volk, 'n heilige priesterdom, 'n koninklike geslag. Hallo. Maar as jy dit nie snap nie, kan die Here in die meetings vir jou opsit nie, want jy so in jou, ek mag niks sê, niks doen, niks, ek kan niks nie, ek is niks nie.
dat jy dink soos niks nie. En die Here wil vir jou hemelse gedagtes gee, hy wil met jou praat. Ek sit in die vliegtuig, laas keer in Malawi toe, daar sit 'n vrou langs my, ouer dame, en nou die eerste uur is ek nie lus vir praat nie, ek slaap. Ek was net nie lus nie, en toe ek uiteindelik wakker word, en sy begin vra, ek's nie 'n praterige persoon in die vliegtuig, ek wil slaap, amen. Dis al klaar ongemaklik vir 'n dik ou soos ek om in so 'n klein plekkie te sit. Askies, fris, ou. My woorde moet ek verander, want ek is op 'n dieet, dit gaan nie werk as ek heeltyd doodspreek oor my pens nie. Nou sit ek langs haar, en sy haak af, sy sê vir my, wie is jy? En ons begin praat, en ek hoor wie sy is, en sy is toe net onder die minister van landbou, en sy moet die probleem van landbou uitsorteer in die land, en sy weet nie hoe nie. Ek kyk so vir, you are so blessed to have me next to you. So what do you mean? Ek sê, I know a lot of good farmers. We call them boere. Ek sê, if you give me 2 years, I will turn your country around. I'll bring in my people. And we will farm on a level that you've never seen. En haar portefeulje is mega boere. Want wat in Malawi gebeur, al die ouens boer wat? Net om hulle hut. Nee? En hier begin ek met haar onderhandel en praat, en sy sê, sal jy die minister sien? Sal jy help? Sal jy die president sien? Ek sê, is verseker. Maar as ek in my kop net 'n wurm was, wat nie uitverkies is deur die Here nie, wat nie staan vir die waarheid nie, wat nie 'n priesterlike profeet koning is nie, wat nie my hemelse koning verteenwoordig nie, het ek gesê, I don't know. Let's speak to somebody else. Ek was soos, I've been created for this. Verstaan jy die verskil? Hoor gou mooi, verstaan jy die verskil? Daar's ouens wat loop in wat? Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. Jy is uitverkies, heilig, priesterdom, punt. En as die Here jou voor koning sit, my vriend, dan moet jy glo dat jy ook 'n koning is. Koninklike priesterdom, jy is daar, priesterkant is wat? Waarheid bring, evangelie bring. Koninklike kant, dink soos jou pa. Ja, ek het nou weer vol boodskap stuur, en ek sê, kom weer, nee, en sê vir die president, ek is op pad. Imagine dit, ek land by die lughawe, hier's liggies orals. Onthou nou, nee, ek ken van julle baie goed. Jou eerste woorde gaan sê, it wasn't me, I'm very sorry. Myne is, waar's daai ou bil, ons moet koffie drink. Ek onthou jare terug as ek gearresteer in Oekraïne. Lang storie. En ek word gearresteer, ek het die evangelie gevat, ek het nie 'n visum gehad nie, ek het nie geweet 'n visum nodig nie. Die oggend vroeg te staan, 'n klomp gewapende ouens in ons trein, in die trein, en hulle sê ons is in 'n land wat ons nie mag wees nie. En hoor gou mooi, hulle vat ons na 'n aanhoudingsarea toe. Hulle het oor die 20 gewapende ouens met AK's, nê? Nou stap jy en almal het AK's om jou en jy stap in die middel, jy sê halleluja. En net daar kom daar profetiese woord in my hart op vir die hoofoffisier. En voor ons in die tronk sit, sê een van my pelle hak af. Hy sê, this is against my rights and against my culture. Ek kyk wat hy sê, we are boere. If you wake me up 6 o'clock the morning, it is my right according to my culture to have coffee and biscuits. Ek sal die offisier se gesig nooit vergeet nie. You are the most arrogant people we ever met. Let's go have coffee. Toe gaan jy ons hulle beskuit op. Dit was so cool. En toe gee ons vir almal profetiese woord, en ons gee vir die hoofoffisier profetiese woord. Almal sit en huil, al hulle generale en almal sit en huil en chunk en toe kom die heel groot ou daar in en toe sluit ons weer toe. Maar dis nie die punt nie. En op pad tronk toe, nou is ons op pad, nou het ons vir almal klaar woord gegee, dis amazing, die Here tussen, toe kom die ander offisier vrou wat ons met tronk toe vat, en sy sê, come, here's your passports, go, en sy gooi ons op 'n trein, sy sê, go, get out of the country. Cool is dit.
Nee? Hoor gou mooi. Klap vir jouself, want daar's cool stories wat vir jou wag. Maar iets moet verander, iets moet skuif, iets moet draai in jou hart. Daar moet 'n glo wees dat jy 'n priesterlike koninklike gesalfde van die lewende God is. Imagine ou drukke AK in jou gesig en jy's op pad tronk toe en jy's besig soos Here gee vir hom 'n woord. Hierdie ou het nodig om nou 'n profetiese woord te kry. Imagine that. Jy moet dit verstaan. Kom ons hanteer net hierdie tussendeur. Ek het 15 minute oor van die eerste sessie. Ek joke. Bly van Matteus toe. Matteus 7. En ek dink hier is die wanpersepsie wat ons het, wat ons keer om in ons goddelike autoriteit te beweeg. Moenie oordeel nie sodat julle nie geoordeel word nie. Matteus 7:1, nê? Want met die oordeel waarmee julle geoordeel word, sal julle geoordeel word. En die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien die splinter in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broer sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is daar 'n balk. Geveinstes, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broer uit te haal. Stop daar. Kom ek gee vir jou konteks, met wie het daar gepraat? Fariseërs, Sadduseërs, wat het hulle gedoen? Hulle het vir jou gesê, jy moet 10 keer 'n week vas, maar self het die goed nie gevas nie, hulle het al die kos opgeëet in die kombuis. Swak voorbeeld. Maar jy hoor wat ek sê, die punt is net, hoekom was Jesus so kwaai oor oordeel, want hy sê, julle doen dit nie, maar julle wil hê ander moet dit doen. Maar dan eindig hy met hierdie vers, hy sê, geveinstes, haal eers die balk uit jou eie oog uit, en dan het jy goed gesien. So wat sê hy? Hy sê nie daar, moenie oordeel nie, hy sê, sort jouself uit voor iemand anders te uitsort. So kom ek sê dit in konteks vir jou. Met ander woorde, mag ek 'n opinie oor homoseksualiteit? Ja, want ek is getroud en ek het kinders. Duidelik is ek nie. Maak dit sin? Duidelik. Amen. Lief heerlik, pragtig. Hoor wat ek sê, so dis eintlik wat die Bybel vir jou sê, is jy kan nie vir iemand sê, dat jy mag nie homoseksueel wees nie, maar jy knyp self 'n ou se bout nie. Dis wat die Bybel sê, dis die balk in die oog, ek probeer jou net verduidelik. En al die vrouens moet net vir jou man sê, oh my word. Hoor gou mooi, jy kan nie opinie hê by voorhuwelikse seks as jy self besig is om dit te doen nie. Hoekom? Want jy sal die seuns wees, en dis hoe die gees uit die helm werk, want as jy daai demoon probeer aanvat, gaan hy vir jou klap. Rarig, maar wat sê die Bybel? Haal die balk uit jou oog uit, sort dit uit, en dan is jy 'n priester en 'n koning en 'n gesalfde van die Here, wat 'n opinie moet hê. Hallo. So al wat hy sê is, die areas waar jy nie oorwinning het nie, moenie mense probeer lei in oorwinning nie, want jy gaan nie weet hoe nie. Dis eintlik al wat hy sê. Hy sê, maar waar jy oorwinning in het, en al soveel van daai areas, staan op dit, gaan vir dit, help ons in dit. Staan in wie jy is. En ek wil weer kom by my boodskap se begin. Jy is wat? Staan as seun en dogter van God. Punt. Weet jy wat skerie is? Of wat vreesaanjaend is dat hoeveel plekke daar buitekant ons ouens net los om te wees, want ons is so bang vir hierdie skrif in plaas van konteks te verstaan. Weer 1 Petrus 2:9-1. Julle is die lig. Stop gou daar. Julle is die lig. Julle is die lig. Romeine 8:33. Blaai van sien toe. Is almal wakker?
Voel weer soos my verjaarsdag vanoggend, ek het so goeie tyd. En na gaan ons die Here vertrou vir groot wonderwerke. Wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? Wie sal beskuldigings inbring teen wie? Uitverkorenes van God. Nie die wêreld nie, die uitverkorenes van God. Jy! So niemand mag jou beskuldig nie, want jy is in Christus Jesus, so die skuld is aan die kruis hanteer. Net jou pastoor sal jou oor die skoot trek. Sondagoggend. En vir die waarheid sê, amen. Wie is dit wat oordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Nou weer eens net, van wie praat hy daar? Christene wat Jesus aangeneem het, hy praat nie van die wêreld nie. Wie sal ons dan skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid, vervolging, honger, naakheid, gevaar of die swaard? Nie eers geweld sal jou skei van hom nie. Hoor gou mooi. Niks kan jou skei van hom nie. Wie voel nie geliefd volgende? Moet nie hand opsteek nie. En dan gaan ek vir almal om jou sê vir jou 'n drukkie te gee. Ek wil hê jy moet geliefd voel vanoggend, want hoekom? Die liefde wat jy by hom kry is genoeg. Okay, die liefde wat jy by hom kry is genoeg. En dames, dalk het jy 'n afwesige pa gehad en jy soek liefde op ander plekke nou. Stop dit. Kry jou liefde by hom. Manne, dalk probeer jy iets bewys die hele tyd want jy het nie 'n pa gehad wat vir jou gewys het nie. Stop dit, jy's geliefd. Jy's geliefd. Okay, jy's geliefd. So ek is geliefd. Ek kan lief hê, hoekom? Want ek is geliefd. Deur wie? Hom. Toe ek dit besef, toe verander my lewe radikaal. Ek onthou daar tye wat ek flieks kyk en dan almal huil, maar ek huil nie en my hart is hard. En die volgende mens sê ek, Here, ek wil vir u werk, maak my hart sag. En toe huil niemand nie en ek begin huil. Wat is dit? Jy sit dan niemand huil eers nie. En tot nou nog baie keer in die aand, dan kyk my vrou vir my so, lees en kyk 'n fliek en sê sy, huil jy? Ek sê, nee, dis net warm in die kamer. Maar dan skielik breek jou hart vir wat God se hart breek. Sy huil ook, sy huil ook. Sy huil eers voor sy vir my vra, huil jy? Maak dit sin vir jou? Ek wil vir jou sê vandag jy is geliefd. En hierdie is vir my een van die coolste skrifte. Alles is cool. 1 Korintiërs 1 vers 27, gaan my sien toe. 1 Korintiërs 1 vers 27. Ons gaan 26. Want let op julle roeping broeders, julle is nie baie wys na die vlees nie. Nie baie magtig is nie. Nie baie edel is nie. Stop gou daar. Wie voel so partykeer? Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om die wat sterk is te beskaam. En wat edel is by die wêreld, wat verag is, het God uitverkies. En wat niks is nie, om wat iets is, tot niks te maak nie. Kyk, dalk is jy klaar iets, en dis amazing, ons is bly vir jou. Maar wie kan sien dat waar jy verlore was jy maar pretty stupid. Dom goed het jou opgewonde gemaak. En nou is jy in Christus en hy sê, hey, laat my toe om iets met jou te maak. Laat my toe om jou lewe te vat en 'n verskil te maak. Laat my toe om jou te gebruik. Ek onthou jare terug en ek vra nou om verskoning vir baie mense. Vir absoluut niks wat ek nou gaan sê nie. En jare terug sit ek by 'n koppel en hulle ek praat met hulle oor siele en ek praat met hulle oor redding en ek praat met hulle opgewonde maak. En die vrou kyk so vir hom, man, sy sê, "Oh, I understand JC now." En ek sê, ek dog, hier kom 'n revelation. It's like when we go to the Gucci shop and we are so excited. That's how he feels about lost people. Ek sit dan en ek dink, Here help my. My klere is nie eens mooi nie. Ek sê, Here help my.
No offense as jy Gucci dra, bly vir jou. Rarig, ek nie issue met Gucci nie. Is Gucci, nee? Ja. Ek kon dit nou verkeerd uitgespreek en dan niemand geweet waarvan ek praat nie. Gucci of ietsie. Maar die punt is net, daar's twee verskillende wêrelde, daar's twee verskillende. As jy vir my sê, maar JC, hoekom trotseer julle krokodille? Hoekom gaan jy na plekke toe waar dit regtig gevaarlik is? Wat is gevaarlik daar? Dit is, weet jy wat, vir die verlore mense, want dit maak ons opgewonde. Nee? Maak ons opgewonde. Ek lag op 'n stadium, maak ek 'n videoetjie waar ek en Enrico in die rivier staan. En ons sê die volgende, ons maak die stelling, ons sê vir die gemeente, die ouens wat daar was, kom deur. Dis sê ons, hierdie is 'n toets as jy 'n pastoor by Beweeg Kerk wil wees. Jy moet eers kan onderskei of dit krokodille is of nie. Dis 'n joke. Ons gaan nie nou meer doen nie. Ons het nou 'n boot. 1 Korintiërs 12:27. Afsien toe. So op die punt om af te sluit. En nou word die ouens wat aan die slaap is weer wakker. Ek wil vir jou sê, dat baie keer kry ons identiteit in baie goeders. Nee? Ek was in 'n baie goeie skool, volgens my, en baie ouens kan hulle identiteit in klomp verskillende goeders soos my skool, of soos WP, Rappie, het hulle verloor gisterand. Soos die bulle, dis ook nie my identiteit nie, amen. Van ons ken net Rappie en ander nie. Maar dit maak nie saak nie, dis nie my identiteit nie. Jou identiteit is 1 Korintiërs 12, as jy daar, 27, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Jy is deel van 'n liggaam. Jou identiteit is wat? Ek is deel van 'n liggaam. As jy identiteit in enigiets anders te vind, gaan jy teleurgesteld wees. Hoor gou mooi. Nee? Ek onthou jare terug sit ek op die paviljoen, op die paviljoen by Loftus. En daar's 'n ou voor my wat onbeheerst huil. Hy huil. Ek sê vir my, ek dog shy man, het hy nou gryp deur 'n egskeiding, sy kind dood. En hy kyk vir my en sê, kan nie glo ons het verloor nie. Ek sê, dis sy identiteit, hy dra horings. Bietjie weird. En uit julle reaksies daarvan, julle wat ook dalk struggle daarmee. Weet jy wat jy in die Kaap dra, nie blommetjies in jou ore, ek weet nie. Of bokkoms in jou sak. Die punt is nie. Dit kan nie jou identiteit wees nie. Ek wil vir jou sê, jy het 'n identiteit. Jou identiteit is Christus. Jy is deel van 'n crowd, man. Jy is deel van Beweeg Kerk. As jy nog nie is nie, lidmaatvorms daar agter. Dit is jou identiteit, jy is deel van 'n liggaam. Okay. Laaste 2. Genesis 1:28. Die Here roep ons om te heers. Hoor gou mooi, hy roep ons om te heers. Hy sê vir Adam en Eva wat? Heers oor die hele wêreld. Jy is as die kroon van hierdie skepping gemaak. Jy is gemaak om te heers. Okay. En laaste is Genesis 1:27. Kom ek lees dit, want dit is vir my so relevant hierdie week. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy mens geskape, man en vrou het hy geskape. Jy is geskape in die beeld van God, as man en as vrou, punt. Maar ek wil vir jou nou sê, kyk vir die ou langs jou. Kyk, my vrou love het as ek hierdie doen. Sy sê, ja, hierdie is my gunsteling tyd van die dag. Sy sê, kyk vir die ou langs jou. Elke week sê sy vir my, jy het dit nie hierdie week gedoen nie. Ek joke, sy haat dit, nee. Soos meeste mense. As jy die Here wil sien, die ou langs jou is in sy beeld geskape, daar's iets van die Here.
Al is dit net die Here se snaakse kant. Ek kom sluit daar af. Ek dink ek het genoeg gesê. Dit is 'n sin vir humor. As moet jy self nie te ernstig vat nie. Ons almal is maar. Wat sê Dousie? Ek kan vir Dousie nou quote want hy's gered nou. Amen. Ons almal is maar net grassade my kind, né? Dit was so cool. Ek het hom laasweek live gekyk. Dit was amazing geweest. Kom ons bid. En net waar jy sit, sê net Here Jesus. Dankie vir wie U my gemaak het om te wees. Sê Here Jesus, help my om in dit te loop. Help my om die lig te wees in 'n duister wêreld. Daar is niemand soos U nie. So. En ek sien net hoe die Here kom en ek sien 'n jaggeweer wat ingestel word. En ek voel die Here sê hy wil jou instel op hierdie preek vir wie hy jou gemaak het om te wees. En dan wil hy hê jy moet in dit loop. Jy moet dit wees. Dankie daarvoor, Here. En terwyl almal se oë toe is, as hy enigiemand is, Johannes 1:11, 12 en 13, sê almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, gee hy reg om kind van God te word. As jy hom nog nie aangeneem as jou saligmaker en verlosser nie, dan is jy nie deel van sy koninkryk nie. En ek wil graag hê dat jy jou hand sal opsteek, dat ons saam met jou kan bid. Is enige iemand wat nog nie Jesus aangeneem het nie? Amen. Vriende, ek wil afsluit hiermee, en ek weet ek sê dit al 'n hele ruk, maar ek het 2 minute oor. Is dat vir al ons besoekers, ek wil hê jy moet verstaan dat by hierdie plek gaan ons altyd die waarheid preek. Ons gaan nie terughou nie. En ek wonder baie keer hoekom mense net nie die waarheid preek nie, hoekom mense van die waarheid af wegdwaal, hoekom ouens nie die waarheid wil bring nie. Dit gaan oor geld. Ouens is so bang. Ek praat nou met 'n vriend van my wat 'n tradisionele leraar is. Hy sê vir my, jy weet as ek preek wat jy preek, verloor ek my pensioen. Dis 'n geldding dat ouens nie die waarheid preek nie. En ek wil vir jou sê, as jy net 'n besoeker is, gaan jou kerk toe en vra vir hulle, wat glo jy hieroor? En hoekom staan jy nie van die kansel af en preek die waarheid nie? Ons raak al hoe meer minder ouens wat staan vir die waarheid. Hoekom? Dis 'n geldding. En ek het nie 'n saak nie, jy moet die Here hoor en gee, dis tussen jou en hom. Vir my sal hy voorsien uit klippe uit met nie brood nie, dalk choppies. Amen. Amen. Slaai, hè? Vir die bokke dat ons hulle kan eet, ja. Het al oor daai prentjie gesien van die ou wat die skaap wat in die voorgeval het, uithelp en hy dra hom op sy skouer en volgende oomblik braai hy. Nee. Okay. Bless julle, julle het 'n amazing dag hier. Almal wat 'n siekte het, kom vorentoe. Almal wat 'n krankheid het, kom vorentoe. Al die nuwe besoekers, gaan kry vir 'n stuk droewors daar agter. Dis regtig lekker. Dis wat ons doen, ons is Afrikaans. Maar ek wil graag saam met almal bid wat 'n probleem het nou in Jesus naam. Bless julle.